Dis amper ongelooflik om te dink aan die presisie wat moderne chirurgie vereis. 'n Enkele millimeter kan die verskil wees tussen volkome sukses en 'n ernstige komplikasie. Vandag neem ons jou diep binne in die komplekse landskap van die menslike nek, om te sien hoe chirurge deur 'n ware doolhof van are en seelewees navigeer om lewens te red. Dink 'n bietjie daaroor. In hierdie klein kompakte area het ons die hoofweë wat broed na die brein neem, die kritiese senuweennetwerke wat alles beheer en die strukture wat ons laat praat en sluk. So hoe op aarde karteer 'n chirurg hierdie gebied om 'n operasie uit te voer? Wel, kom ons gaan kyk van naderby. Goed, ons reis begin by die hoofroetes, die aar wat suurstofryke bloed na die brein toestoot. Jy kan hulle dink as die brein se absolute noodsaaklike snelweë. Sonder hulle staan letterlik alles stil. So die hele reis begin natuurlik by die hart, spesifiek in die aortaboog. Van hier af vertak 'n paar hoofare, maar vir ons storie vandag fokus ons op twee spesifiekes, die gemeenskaplike karotteslagare. Dit is die primêre snelweë wat noordwaarts na die brein toe loop, een aan elke kant van jou nek. En soos enige goeie snelweg het hierdie een 'n groot, belangrike kruising. In anatomie noem ons dit die carotis bifurcatie. Dis presies hier waar die hoofslagaar in twee paaie verdeel. Een pad, die interne carotis, gaan reguit brein toe. Die ander een, die eksterne carotis, voorsien bloed aan die gesig en die kopvel. En dit is op hierdie presiese punt waar ons chirurgiese drama gaan afspeel. So, wat gebeur as hierdie kritiese snelweg 'n ernstige, lewensgevaarlike verkeersknoop ontwikkel? Wel, soos ons nou gaan sien, kan die gevolge absoluut katastrofies wees. Wel, in mediese terme noem ons hierdie verkeersknoop karotisstenose. Dis wanneer gedenkplaat, 'n taai mengsel van vet, kalsium en cholesterol, oor tyd in die slagaar opbou. Die pad word al nouer en die vloei van bloed na die brein word ernstig beperk. En dit is die kern van die saak. Hierdie vernouing is nie net 'n klein ongerief nie, dis 'n tikkende tydbom. Stukke van daardie gedenkplaat kan enige oomblik afbreek, saam met die bloedstroom na die brein reis en 'n bloedvat daar blokkeer. En die resultaat, 'n verwoestende beroerte. Dis presies hoekom chirurge moet ingryp. So, hoe presies ontlont 'n chirurg hierdie tydbom? Wel, voordat 'n enkele sny gemaak word, is daar 'n ongelooflike noukeurige voorbereidingsproses. Jy kan amper dink daaraan soos die beplanning vir 'n hoë risikosending. Elke detail tel. Elke liewe detail hier het 'n kritiese doel. Die pasiënt gaan onder algemene narkose, nie net om hulle te laat slaap nie, maar, en hier is die slim deel, omdat dit help om die bloedvloei na die brein te verhoog. Die kop word weggedraai, 'n klein rolletjie onder die skouers verleng die nek om beter blootstelling te gee en die hele bed word gekantel. Elke beweging is presies ontwerp om die chirurg die beste moontlike toegang en sigbaarheid te gee, terwyl die pasiënt se veiligheid natuurlik eerste kom. Reg, die verhoog is nou gereed. Kom ons duik in die operasie self, 'n prosedure wat bekend staan as 'n carotis endartektomie, of sommer net CEA. Die chirurg begin met 'n ongelooflik presiese insnyding, reg langs die groot spier aan die kant van die nek. Die doel, om 'n direkte, duidelike pad na daardie geblokkeerde slagaar te skep. Hulle dissekteer versigtig deur die laag en hanteer klein are en senuwees met die grootste sorg. Maar om by die geblokkeerde slagaar uit te kom, lê daar 'n ander hoofbloedvat in die pad, die interne jugulêre aar. Die chirurg moet hierdie groot aar versigtig uit die pad skuif. Deur kleiner, verbindende are te verdeel, kan hulle die groot aar veilig eenkant toe trek. En dan, uiteindelik, is die teiken blootgelê, die karotteslagaar met die gevaarlike gedenkplaat binne-in. En dis hier waar die ware kunswerk van die chirurg na vore kom. Hierdie operasionele veld is 'n absolute mynveld van kritiese senuwees. Jy praat van die vagus senuwee, die hypoglossale senuwee wat jou tong laat beweeg, en verskeie ander wat jou vermoë om te sluk en te praat beheer. Elkeen van hierdie senuwees moet geïdentifiseer, beskerm en versigtig gemanipuleer word. 'n Enkele foute beweging hier kan permanente lewensveranderende gevolge hê. Sodra die hele area veilig is, plaas die chirurg klein sagte lissies om al drie die slagaartakke, die gemeenskaplike, die interne en die eksterne. Dit gee hulle absolute, totale beheer oor die bloedvloei. En nou, eers nou, kan hulle die slagaar oopmaak en daai gedenkplaat wat die hele probleem veroorsaak, letterlik uitskraap. Maar wat gebeur as die standaard padkaart nie die beste roete is nie?
Want onthou, elke pasiënt se anatomie is uniek. 'n Goeie chirurg moet weet wanneer om van die plan af te wyk en 'n alternatiewe roete te neem. Kyk gou hierna. Hierdie vergelyking is briljant want dit wys die strategiese denke wat hier agter sit. Die standaard benadering gaan voor die hoofaar verby, maar daar is 'n alternatief, die retrojugulêre benadering wat agter die aar langs gaan. Hoekom is dit belangrik? Wel, met hierdie roete hoef geen groot are verdeel te word nie, wat bloedingsrisiko's verminder en die superbelangrike waage senuwee word baie vroeër in die operasie gesien en beskerm. En dit op die ou end is die deurslaggewende punt. Chirurgie gaan nie net daaroor om langs stippellyne te sny nie. Dit gaan daarom om die unieke padkaart van elke individuele pasiënt te lees en dan die beste, veiligste roete te kies om die werk gedoen te kry. Dis 'n intieme mengsel van wetenskap, tegniek en briljante aanpasbare strategie. Die vlak van vaardigheid en kennis wat nodig is om so 'n operasie dag na dag uit te voer, is werklik verstommend. En dit laat 'n mens wonder, né? As chirurge vandag al met soveel presisie deur sulke komplekse gebiede kan navigeer, wat hou die toekoms in? Waarheen is ons op pad? Wat is die volgende grens vir chirurgiese vaardigheid?